staan waar elke hart U nodig het. Here, raak vanoggend mense aan, Here, verander vanoggend omstandighede. Here, sien vanoggend behoeftes raak, soos net U kan. Here, wees U vanoggend een wat storm stil, soos net U kan. Here, sien vanoggend die woord wat uitgaan. Here, ooreenkomstig die woord in U val. Here, dis vanoggend ons gebed in U naam en U naam alleen. En ons dank U daarvoor. Amen. Ek kan nie sit lekker inneem. Goed. Weer. Kyk wie is vanoggend terug in die diens. Weer is vanoggend hier. Dis vir ons baie lekker om jou te sien. Julle weet hy was siek gewees. Julle weet hy het 'n beroerte gehad. En ons is vanoggend saam met hom die Here ewig dankbaar dat hy hier is, dat hy gesond is, dat hy hier sit en dat hy okay is. Hy het 'n beroerte gehad so 2-3 weke terug. En ons is vanoggend die Here saam met hom so dankbaar dat hy vanoggend hierso sit en hy's okay en daar is iets wat jy oorgehou het nie is daar. Sê weer? Spraak. Maar ons vertrou die Here dat hy dit gaan aanraak en hy kan ons die Here lofoffer gee. Kom ons gee die Here lofoffer. Dit is altyd, as nou vir diegene wat weet dat, wat bietjie kennis het rondom die goed, 'n beroerte kan 'n baie lewendige wees. En dit kan in baie gevalle hou mense lewenslang dinge oor van dit en dit is baie mense nooit weer 'n normale lewe daarna nie. En ons is vanoggend die Here ewig dankbaar dat dit nie die geval weer was nie. So, die Here is groot, die Here is goed. And God is good all the time. And all the time? Slaap jy all the time? That's ons nou baie. Goed, so vanoggend ons 'n bietjie gesels, maar ek wil eers begin met 'n ander storie. Met so intro, julle weet ek hou van die intro om julle wakker te kry, julle wakker te hou, om te kyk of julle hier is, of julle oplet. Kom ons begin vanoggend met iets anders. Kom ons begin vanoggend met so 'n oefening. As ek na jou kom en ek vra vir jou, wie is God? Wat gaan jy vir my sê? Wie is God? Hy is? Hy is die Alfa en hy is die Omega. God is goed. Wat nog? Alsverrowend, okay. Wat nog? Hy is getrou. Kom ons hoor 'n bietjie hierso, as jy wakker in hierdie kant. Wie is God? Hy is almagtig. Wat nog? Nog iemand? Kom van die kans. Sê weer? Lief, God is liefde, dis 'n goeie, ek hou van daai. God is liefde. Ons moet een ding baie mooi verstaan, God het nie liefde nie, God is liefde. Een van die definisies van God is liefde. Hy sê ek, God is liefde. Die woord sê God is liefde. Hy het nie liefde nie, hy is liefde. Wat nog? Kom ons gaan so 'n bietjie terug na die Ou Testament toe. Julle weet nou die Ou Testament, dit is baie lief die Ou Testament. Onthou julle daar met die hele storie met Moses en Aaron en daai toe die Here vir Moses daar in die woestyn gevang het met 'n brandende bos en hy staan daar voor die Here en die Here sê, okay, maar jy gaan nou Egipte toe gaan en jy moet vir Israel daar gaan uithaal en Moses skrik om ons in die eerste plek praat 'n bos met hom, in die tweede plek wil die bos nie uitbrand nie, hy brand nie uit nie. In die derde plek staan hy daar, hy kan skaars praat, hy stutter, hy hakkel, dis Afrikaans, hy hakkel. En so probeer Moses homself uit die hele situasie uitkry. Die Here sê van, jy gaan Egipte toe, jy gaan my volk in Egipte uitlei. En jy onthou hoeveel verskonings Moses gehad het. Maar Here, ek kan nie, Here, gaan nie vir my luister nie, Here, wat gaan nie van, maar Here, ek hakkel, en hy het nie, toe Here vir sê, luister, maar wat vir Aaron saam? Toe sê Moses, Here, is van rug. Wie sê ek in wat moet ek in elk geval vir hulle sê, wie het my gestuur? Here, wat moet ek vir hulle sê? God, wat moet ek vir hulle sê, wie het my gestuur? En die Here sê vir hulle, wat sê hy vir hulle? Ek is. Sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. En wat moet ons 'n bietjie
gesels oor dit. Ek is. So my vraag vir jou vanoggend is, ek is jou God. Maar wat is God volgens vir jou? Wat is God volgens vir jou? Wie is God volgens vir jou persoonlik? Daar is 'n paar ek is stellings wat die Here in die woord maak oor wie hy is. So as ons gaan kyk na wie God is, wat sê hy, wie is hy? Hy sê ek is. Nou kom ons kyk, nou vanoggend so 'n bietjie toets, hoeveel ken julle regtig op die skrif? Hoeveel skrifkennis het julle vanoggend? Ek is. Vul in die blank. Ek is. Die groot ek is. Okay, die groot ek is. Maar kom ons gaan 'n bietjie verder, kom ons gaan 'n bietjie dieper. God, die Here sê ek is. Alfa en Omega. Okay, kom ons gaan 'n bietjie verder. Daar is 7 of 8 ek is stellings wat in die woord maak. God sê ek is die Alfa en Omega van die begin en einde, maar ek is. Verlosser, okay. Vredevors, okay. Leidsman, goed. Kom ons kyk 'n bietjie uit hierdie kol uit. Ek kyk julle want julle is ongelooflik stil. Ek is. Dan hy die weg, die waarheid en die lewe. Ons kom nou al nader en nader en nader. Die weg, die waarheid en die lewe. Kom, kom. Nog iemand ek is? Sê weer? Brood van die lewe. Wel dan, great. Dis die tweede wat ek soek. Daar's nog so 'n 5 wat ek soek. Moet ek julle help? Dan sê hy, ek is lewende water. Strome van lewe. Okay, wag, daar's ek verwarring. Ons is daarby genoeg. Nog iemand? Ek is. Kom ek help julle. Ons eerste ek is stelling vanoggend, waaroor ons bietjie gaan gesels, is wat geblaai julle? Ek is die ware wynstok. Wat van ek is die ware wynstok? Kom ons lees 'n bietjie. Johannes 15 vers 1 tot 5. Julle Bybels hierso? O, julle raak bederf. Waar is julle Bybels? Ek is die ware wynstok. Die wat se wynstok? Die ware wynstok. Ek is die ware wynstok. Johannes 15 vers 1 tot 5. Ek is die ware wynstok. Is julle reg? Het julle Bybels Johannes in? Het almal se Bybels Johannes in? Goed. Ek lees hier van vers 1, hier is die 33:50 vertaling. Ek is die ware wynstok. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Wie is hier so in die woord? Jesus Christus is hier in die woord. Wel dan. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Vers 3. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het, vers 4. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly. Maak my nota by daai vers. Vers 5, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Kom ons gesels 'n bietjie daar, voordat ons aan die ander ek stellings toe gaan. Ek dink ek gaan hierdie miskien deel in 2. Ek gaan hierdie week miskien 'n reeks van 2 of 3 maak. Ons gaan net kyk hoe ver kom ons. Maar dit gaan interessant raak en dit gaan lekker raak. Julle gaan dit geniet. Goed, die eerste ek is stelling. Ek is die ware wynstok. Goed. Hierso sê hy baie duidelik, ek is die ware wynstok. Hier is Jesus Christus aan die woord. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. Elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug dra. Julle sal reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Vers 4, dit is my belangrike ene. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself en dit nie in die wynstok, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie.
Wat is die voorvereiste om vrug te kan dra? Ons moet in Christus bly. So as ons nie in Christus bly nie, kan ons nie vrug dra nie. Wat is die vrug van die, wat is die vrug praat hiervan? Die vrug van die Gees, wat? Die vrug van die Gees. Dis die vrug waarvan hy praat. As ons in Christus nie bly nie, kan ons die vrug van die Gees in ons lewens nie dra nie. Wat is die vrug van die Gees? Vrug van die Gees. Ok, kom ons maak dit interessant. Waarom? Annemarie en Margie mag jy antwoord. Wat is die vrug van die Gees? Enige bepaalde? Lankmoedigheid. Liefde. Vergifnis, okay. Jy mag jy antwoord nie, maar vrede. Liefde, vrede, vreugde, lankmoedigheid. Wat is er nog? Selfbeheersing. Annemarie. Nog iemand? Julle cheat, Annemarie help julle. Ok, so dis die vrug van die Gees, dit is baie. Galasiërs 5, dalk nie die vrug van die Gees, die kry die vrug van die Gees. Hier praat hy van die vrug van die Gees. Dit beteken, as ek wil hê hierdie dinge moet in my lewe werk, en hierdie dinge moet in my lewe wees, die vrug van die Gees, liefde, vrede, vreugde, lankmoedigheid, selfbeheersing, en al die vrug van die Gees. Ons gaan so 'n bietjie na Galasiërs 5 doen. Ek gaan kyk of ek nou met tande van kyk hier nou die 5. Galasiërs 5, waar het kom ek nou na Galasiërs 5? Galasiërs 5. As ons hierdie goed in ons lewens wil sien, as ons hierdie goed in ons lewens wil ervaar, as ons wil hê, ons lewens moet gedefinieer word deur die vrug van die Gees. Ons lewens moet die vrug van die Gees tentoonstel. Die enigste manier hoe ons dit kan doen, is as ons in Christus is. Alright, met ander woorde, dit beteken, as ons 'n verhouding het met Christus, die ware wynstok. Want as ons nie 'n verhouding het met Christus nie, is dit onmoontlik om hierdie goed in ons lewens te hê, want in onsself gaan ons dit nooit regkry nie. Christus is die ware wynstok. Ons moet in hom bly sodat ons vrug kan dra. Wat gebeur met 'n wynstok as hy nie in die wingerd is nie en jy haal hom uit, die kap hom af en die gooi daar, wat word van daai wynstok? Wat word van daai loot? Hy vrek. Hy vrek. Nou ek gaan nie vir jou sê jy gaan vrek nie, want dit is lewe. Maar geestelik gaan jy doodgaan. Want dis ek maar, kom ons praat nou maar. Geestelik gaan jy doodgaan as jy nie in Christus is nie. As jy nie 'n verhouding het met Christus nie, as jy nie in Christus bly nie, gaan jy geestelik doodgaan. Hy is heel eerste die ware wynstok. So ons eerste ek is wat? Ek is die ware wynstok. Wat sê dit vir ons? Die eerste ek is. Wat sê ek is die ware wynstok, sê vir my en vir jou die volgende. Ek moet in Christus bly, soos die lote aan 'n wingerdstok bly, sodat ek geestelik lewend kan bly, sodat ek vrug kan dra, geestelike vrug kan dra. Soos ek liefde, vrede, vreugde, selfbeheersing, geduld, geluk is een van hulle. Liefde, vrede, vreugde, lankmoedigheid, selfbeheersing. As ons al daai goed wil hê, dan moet ek in Christus bly. Ek kan nie sê, ag Here, gee vir my liefde. Ag Here, gee vir my geduld. Ag Here, gee vir my lankmoedigheid. As ek nie 'n verhouding met hom het nie. Ons kan die Here vra vir baie dinge. Maar is jy in Christus? So die eerste ek is stelling wat sê ek is die ware wynstok, sê vir my, ek moet in Christus bly. Want as ek nie in Christus bly nie, as ek nie 'n verhouding het met hom nie, gaan ek geestelik sterf. En as ek geestelik sterf, wat sê hy gebeur? Word ons verwyder. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg, en elke loot wat vrug dra, die maak my skoon, sodat ek meer vrug kan dra. Ons het so in die verlede week so 'n bietjie gesels, hoe lyk ons saam met die Here, onthou julle dit? Want julle was nie verlede week nie, die ander groep was verlede week. Maar kom ek gee julle van vinnig hands up, wat ek verlede week vir die ander groep gesê het. Hoe lyk, verlede week het ons bietjie gesels met hoe lyk jy saam? Hoe lyk
slaap hier, is jy gereed? Is jy gereed? So ek wil hierdie wil ek aansluit daarby, dra jy vrug. Want as jy nie gereed is, gaan jy nie vrug dra nie. As jy nie gereed is, as jy nie in Christus is nie, is jy nie gereed nie. As jy nie verhouding het met Christus nie, is jy nie gereed nie. Is jy gereed? Is jy in die wynstok vir die wingerd in? Is jy lood om die wingerd ingeënt is? Is jy nog in Christus? Maar wandel jy met Christus, want as jy met Christus wandel, gaan jy vrug dra. As jy nie vrug dra nie, sê hy, word ons afgekap en vuur gegooi, soos 'n ding wat nie vrug dra nie. 'n boom wat nie vrug dra nie. 'n boom wat nie vrug dra nie, het geen doel nie. So ek het nie ons vrug dra nie. Heel eerste ek is stelling leer vir ons. Ons het nou herhaal. Eerste ek is stelling leer vir ons wat? Christus is die ware wynstok. Wat sê dit vir my? Ek moet in Christus bly, sodat ek kan vrug dra. Right. As nie in Christus is nie, kan ek nie vrug dra nie. Tweede ek is stelling, wat ons met volgende onsself is. Ek is die brood van die lewe. Iemand het gesê brood, en anders skop het gesê brood. Ek is die brood van die lewe. Ek wie van julle hou van 'n stukkie van 'n snytjie brood. Vir alle braaibrood. Braaibrood is 'n lekker ding, is dit nie? Nou, vir die van julle ons is nou by die missie waar ons brood uitsny, soos ons geheel al brood uitsny, vir gesondheidsredes en wat. En so ons het nou agtergekom en gevind in ons huis, brood is nie goed vir ons. So ons sny nou brood uit. Mag ek jou sê, dit raak moeilik. Ons het gister ons broodjie geëet. En voordat ons besef het, is die broodjie in. Voordat ons besef het, is die broodjie in, en dit was 'n lekker broodjie. So, brood is stofvoedsel. Hoekom sê die Here hy is die brood van die lewe? Hoekom sê hy is die brood van die lewe? Ons kan nie sonder brood nie, want ons vat ook 'n bietjie terug na die Bybelse konteks toe. Baie van hierdie goed vir interessantheid, as jy wil verstaan hoekom die Here juis 'n spesifieke metafoor gebruik, hier is 'n metafoor, ander by die handmerk, is 'n metafoor, wie sê taalmense? Ja, dus maar metafoor beteken om een ding te gebruik om 'n ander ding te verduidelik. Een ding byvoorbeeld soos om een ding te gebruik om 'n ander waarheid oor te bring. Waarheid om 'n term te gebruik. Christus is nie fisies brood soos brood. Maar hy gebruik dit as 'n metafoor om homself te verwys of verduidelik oor te bring. Hoekom sou hy gesê dit? Hoekom sê hy is 'n styk vir die lewe? Hoekom sê hy nie hy is die skaapkloppie vir die lewe? Die skaapklop is ook ons lekker, die styk is ook lekker. Hoekom sê hy brood? Kom ons vat dit gou terug. Brood is stapelvoedsel. In die meeste lande is brood of een of ander vorm van brood. Het sy dit 'n pita brood of wat hierdie die brood wat hulle daai plat brode, het sy dit enige vorm van brood is stapelvoedsel in meeste kulture en in meeste lande is brood stapelvoedsel. Die armste van die armste van die armste eet brood op 'n daaglikse basis, 3 maal 'n dag, en vir baie mense is dit al wat hulle het om te eet. In baie lande, ons weet in ons eie land, brood is stapelvoedsel. Wie van julle het 'n brood in jou huis? Almal het 'n brood in sy huis. Okay, maar ons het nie brood in ons huis nie, ons probeer brood uitsny. Maar in elk geval, as jy 'n brood in jou huis het, almal het brood in hulle huis. Ek kan miskien eendag gaan vir jou vra, het jy koffie in jou huis? En jy gaan miskien vir my sê, nee, dis die middel van die maand, koffie is op. En dis fyn. Jy kan sonder koffie klaar, ek kan ons huis is altyd koffie. Jy kan sonder koffie klaar, maar brood is belangrik. Brood is stapelvoedsel. Wat sit jy jou kinders se kosblik skool toe? Brood. Wat sit jy vir jou werk toe? 'n Broodjie. Wat eet jy vir middagete? 'n Toebroodjie. Brood is stapelvoedsel, jy kan nie sonder dit gaan nie. Vir baie mense, veral mense wat op die broodlyn lewe, mense wat swaar kry, brood is wat hulle eet. Het jy nou, ek weet jy, dis nie nou deesdae nie mense self nie, ervaar dit is nie reg.
deesdae dieselfde nie. Deesdae vra jy nie 'n broodjie nie, vir deesdae kyk jy en sê vir jou, vra vir jou, as daar nie vleisie op nie. En die kinders het altyd weer gekom as hulle nou, weet as jy nou gaan stop daar, so vra hulle weer, mag jy nie vir my broodjie nie, of hulle stop die hek en hulle vra weer, mag jy nie vir my broodjie nie? Ag, en nou het jy nou maar in die huis gegaan en so 2 of 3 of 4 snytjies brood vir hom te gee, en 'n sakkie wat in die val op is, en die brood wat al is gegee. En dan was hulle tevrede, want hulle het 'n broodjie gekry. Nou weet jy, julle dit ook kan vaar nie, maar deesdae, nou die dag toe gee ek nie 'n broodjie, ek 'n broodjie. So hy vra vir my vir 'n broodjie. Ek gee vir my broodjie, ek kyk broodjies is dit. Maar jy nie vir my vleisie ook nie. Tog ek, nee. Ek het gevra vir brood, dat sê. Totsiens. So brood is belangrik. Wat Christus hierso sê is, hy is jou lewenslyn. Jy het hom nodig. Hy is jou stapel voedsel. As jy niks anders het en jy het hom, is jy okay. As jy niks anders in jou huis het, as jy niks anders in jou lewe het, en jy het vir Christus, is jy okay. Is jy meer as okay. Johannes 6 vers 35 sê, Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. En daar kom Marlies in waar sy gesê het, is die water, hy sê, sal nooit dors kry. As jy niks in jou huis het, en jy het 'n broodjie, is jy okay. Kan jy eet. As jy niks in jou lewe meer oor het nie, as jy alles in jou lewe verloor, en jy het vir Christus, is jy okay. Hy is jou stapelvoedsel, hy is jou lewenslyn, hy is al wat jy nodig. Jy het niks anders nodig. En die beste van alles, weet wat is die lekker ding van brood? Wel, ten spyte van die stygende lewenskoste, die broodprys ook gestyg het, is brood steeds jou mees bekostigbaarste manier om te voer en te eet. Al betaal jy nou 10, 12 rand brood, maar dis die enigste ding wat jy ten minste 2 of 3 dae kan eet, met iemand 12 jaar. Christus kos jou nie geld nie. Jy het nie nodig om geld te hê, om Christus in jou lewe te hê. Maar as jy weet jy meer as genoeg. Wanneer Christus sê, ek is die brood van die lewe, sê hy vir jou, al wat jy nodig het, is vir hom. En as jy weet, is dit meer as genoeg. As jy niks anders in jou koskast het nie, jy het 'n broodjie om te eet, is dit okay. Want jy kan ten minste eet. En dit is hoekom hy sê, die brood van die lewe. Selfs in die Bybelse tyd. Vir die meeste mense, kyk, ek dink geld vandag so 'n bietjie meer volop as wat die Bybelse tyd was, alhoewel ons geld is nie so volop soos wat ons praat van dit moet wees nie. In die Bybelse tyd, in die konteks waarin hierdie geskryf is, hulle het hulle eie brood gebak, met gewasse wat hulle self gekweek het, meel wat hulle self gemaak het, suurdeeg wat hulle self, hulle daai jare was louter genoeg met self gemaak het. Vandag koop jy dit in 'n pakkie, 'n ankerpers, kitsgis, en gooi dit in jou brood, en die van voor daai tyd was dit nie so gewees nie, dit hulle eie suurdeeg gemaak. Hulle kon geëet het. En hulle het elke dag hulle broodjie gemaak, en dit was vir hulle genoeg. Hulle het gelewe op hulle broodjie. As daar niks anders was nie, hulle het hulle broodjie gehad, was hulle okay gewees. Of hy gesuurd of ongesuurd was, gedurende die Pasga was het ongesuurd, en dan vir ander geleenthede was het gesuurd gewees. As hulle hulle broodjie gehad het, gesuurd of ongesuurd, was hulle okay. Dan was hulle meer as hy. Hulle was nie soos ons vandag, wat skeef kyk en mense en dan maar 'n stukkie appel of 'n stukkie beloudelike broodjie wil hê. Dit was okay. Hulle het nie eens boter opgesit vir die meeste deel. Vir hulle was hulle broodjie fyn gewees. Dit was hulle lewenslyn. En dit is vir hierdie selfde rede, vir dieselfde waarheid van ek is die brood van die lewe. Hoekom Christus ook by die nagmaal
die brood geneem het, dit gebreek het en gesê, neem jy, dit is my liggaam. Wat hy daardeur vir jou gesê het is, ek is vir jou genoeg. As jy my het, is jy ook. Al het jy niks anders nie, as jy Christus het, is jy ook. Christus is wat jy elke dag, al het jy niks anders nie, Christus is wat jy elke dag in jou lewe moet hê. As jy 'n koopielys maak, die heel eerste ding wat jy in jou lys sit, is brood, is dit nie? Daar's altyd brood op daai lysie. Wanneer jy in die oggend opstaan, hoor die eerste ding in jou lewe te wees, Christus. En dis die belangrikste ding, die belangrikste aspek van jou lewe, is om vir Christus in jou lewe te hê. En as jy hom het, is alles ook. As jy hom het, is dit meer as Christus is die brood vir die lewe. Soos wat jy nie jou huishouding kan indruk sonder brood nie, so ook kan jy nie jou lewe indruk sonder Christus nie. Soos wat jy, as jy, veral, ek weet van, ons almal weet van mense wat op die broodlyn leef. Mense wat op die broodlyn leef, sy 'n broodjie het, is hy ook. Hy kan nie sonder sy broodjie nie, want dit hou hom in die lewe, is op die een. Net so ook, hou Christus vir my en vir jou, elke dag in die lewe. Geestelik op elke vlak, kan ons nie sonder Christus nie. Hy is die brood van die lewe. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry. As jy na Christus toe gaan, sal jy nooit tekort hê. Wanneer jy na Christus toe gaan, sal jy vry wees. Ons derde ek is stelling. Ek is, niemand het hom genoem nie. Ek is die lig van die wêreld. Ek is die lig van die wêreld. Nou, julle, ek het nie eens julle weet wat heilige belangrik lig is. Jy weet, lig is belangrik. Wie van julle het lig in jou huis? Almal het lig in hulle huis? Ek is so bly ons is almal. As jy nie lig in die huis nie, kom stel vir 'n wapensplan. Maar almal het lig in hulle huis. Jy kan dit ligte, jou huis het ligte as die krag, as Eskom besluit is, nou soek ek my sonplaatjie besluit is, so soek ek dan steek jy 'n kers aan, of jy sit 'n flits aan. Maar jy soek 'n vorm van lig in jou huis, want jy wil weet waar om te loop. As jy nie lig het nie, dan loop jy in alles vas. Jy kan jou huis hoe goed ken. Jy kan al vir 30 jaar in daai huis bly. En jou meubels kan al vir 30 jaar op dieselfde plek staan. As jy nie lig het in jou huis nie, is dit asof jou koördinasie, jou oriëntering heeltemal teen mekaar is. Vir een of ander rede loop ek in alles vas. As daar nie lig is nie, dan loop jy in alles vas. Al ken jy jou huis, hoe goed. As daar nie lig is nie, daai stuk donker, waar jy nie jou hand voor die oë kan sien nie. Daai is vir my, daai gee my angs. Ek is nie baie donker nie. Daai gee my angs. Daai stuk donker, wat vir jou so verward laat voel. En die oomblik is daar 'n lig aangaan, dan is dit onmiddellik asof daar 'n vorm van verligting is. Want, dan kan ek sien waar ek loop. Christus is die lig van die wêreld. En as ons nou eerlik met mekaar moet wees, mense, ons in die laaste paar weke met ons oor gesels. En wat ek herhaaldelik gesê het, waaroor ons al herhaaldelik gepraat het, is dat ons lewe in 'n baie donker wêreld op hierdie stadium. En die harde realiteit van die saak is die volgende. Hierdie wêreld gaan baie donkerder word as wat hy tans is. Maar dit sê vir ons, die koms van die Here is naby. Hierdie dinge moet gebeur, hierdie dinge gaan gebeur. Ons as Christene behoort nie te skrik daarvoor nie, ons behoort nie verbaas te wees hieroor nie. Ons behoort te weet dat die tekens van die tyd is, en die wêreld is donker en hy gaan donkerder word. Maar dank die Here, hy is die lig in hierdie wêreld. In hierdie wêreld waar daar soveel dinge is wat kom uitsteek op 'n daaglikse basis. Soveel dinge is, soveel dwaalleringe is, soveel dinge is wat jou van koers af wil gooi, soveel dinge is wat jou verward wil maak, soveel dinge wat jou 'n ander
storie wil vertel, as wat die Bybel vir jou vertel, dit maak die wêreld donker. Soveel wreedheid, soveel haat, soveel oorlog, soveel geweld, soveel selfliefde. Want mense is liefhebbers geword van hulle self. Soveel me, myself and I. Soveel ek. Soveel donker. Soveel doodslag. Ons lewe in 'n donker wêreld. En dit kan baie maklik in hierdie donker wêreld vir jou voel. Jy weet nie wat er kan doen. In hierdie donker wêreld kan jy baie maklik angstig raak, kan jy baie maklik voel, ek weet nie waar ek is nie, ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie waar is voor nie, ek weet nie waar is agter nie. Ek is verstaan te weet wat ek koers ek. My lewe lyk elke dag dieselfde, ek werk by dieselfde werk, ek bly dieselfde huis, maar die een van die rede voel dit donker, en voel dit duister, en voel dit angstig, en ek weet nie wat ek kan doen nie. Ek weet nie wie om te glo nie, ek weet nie wat om te glo nie, ek weet nie waar die pad is nie. En die Here kom en hy sê, raak rustig, ek is die lig van die wêreld. Ek is die lig van die wêreld. Want dit is Johannes 8 vers 12. En Jesus het weer met hulle gepreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. As jy in Christus wandel, as jy in Christus het jy nie nodig om bekommerd te wees oor die donker van die wêreld daar buite nie, want hy is die lig in jou wêreld. As jy in Christus het jy nodig om te wonder, waar is die pad wat jy bedoel, waar is die gang, waar is die deur, waar is links, waar is regs, waar is die kombuis, waar is die sitkamer nie. Hy is jou lig, wat vir jou wys, hier is die pad wat jy kan stap. Hier is die rigting waarin jy beweeg. Hier is waar jy op pad moet wees. En kom ons sê dit vanoggend vir mekaar, in hierdie wêreld kan jy nie anders as om Christus te hê, wat die lig is. Jy kan nie in donker wandel sonder lig nie. Niemand van ons kan so lewe nie. Niemand van ons kan in 'n huis bly wat so donker is dat jy nie jou hand voor die oog kan sien. Dis onmoontlik. En ek weet nie of dit vir jou ook so is nie, maar die oomblik as die krag afgaan, die ding wat vir my die ergste is daai donker. Ek worry nie oor die TV nie, ek worry nie oor die cellphone charger nie, ek worry nie oor niks nie. Ek wil net lig hê. As ek net lig het, is ek fine. Ek worry oor niks anders nie. Daai donker is vir my intimiderend. Ek hou nie van die donker nie, want ek wil weet waar ek wil wees, waar ek is en waar ek moet wees. Dis dieselfde in hierdie lewe. Jy het nie nodig om te weet wat in die wêreld rondom jou aangaan nie. Jou oë moet net op God wees. Jy moet vashou aan die lig van die lewe. Jy moet vashou aan die lig van die wêreld. Want as jy vashou aan die lig van die wêreld, het jy nie nodig om te vrees wat daar buitekant aangaan nie. As jy vashou aan die lig van die wêreld, sal jy weet waar jy is. As jy vashou aan die lig van die wêreld, sien die lig van die wêreld aanskakel in jou lewe. Met ander woorde, as jy 'n verhouding het met Christus en hy is jou lig, dan maak niks anders saak. Dan weet ek waar ek is, want ek kan sien waar ek is. Hoe meer ek weet waar ek is, hoe ek weet wat is besig om te gebeur. Terwyl die wêreld met 'n koppel van skrik en paniek rondhardloop, wat ek so gesê, dat is ek weet nie. Soos ons verlede week gesels het toe daar uitlating gemaak is oor die wederkoms van die wêreld wat dit is, in geval. Waarom hoe dit verwys het nie, ek het nie eens regtig dit gevolg nie, ek het net so baie uitgekom voor. Ons het gesels oor daai wat hulle gesê die wederkoms sou nou blykbaar die 1 September gewees het hier 25-26 daarop. Hulle sê, hier is die datum, is die einde van die wêreld, ons is weggepraat, maar ons kan nie wees nie. Party mense het alles, maar party mense is kom met hulle lewe opgelos. Ek sluit aan daarop by gesê. As jy vashou aan die lig van die wêreld, sal jy nie worry nie. Sal jy weet wat sê die woord van God. Verlede week het ons basies daarin gesentreer, nie om vingers te wys om te kritiseer, want dis nie my en jou plek nie. Ons het verlede week het ons gesels, ons gesê, mekaar gesê weer. Ons is baie vinnig om 'n oordeel te vel. Maar dit gaan nie vir my so seer oor die uitlating wat gemaak is of ek is jammer dat gebeur het en dit moes nie gebeur het nie, ek stem nie met saam nie. Maar die ding wat vir my die meeste gevang het, die ding wat my die meeste rooi ligte
gegooi het, die meeste rooi vlak, ek nie hoe dit wil staan. Wat vir die meeste rooi vlak gewapper het rondom die hele ding, is mense se reaksie. Hoekom die reaksie? Hoekom die reaksie? Waar was daardie reaksie daar gewees? Die mense se reaksie was van woede na paniekbevange, na stryd, na vingerag, dit was 'n deurmekaar spel. En die ou wat het gesê het, geteer en geveer, ag, dit was 'n chaotiese storie. Mense se reaksie het vir my 3 dinge gesê. Of al vir my 3 rooi vlagge. Heel eerste plek. Hoekom was die reaksie daar? Want in die eerste plek, as jy vir God ken, dan weet jy dat hy gesê het, slegs die Vader ken die presiese datum en tyd, nie eers die Seun. Jy sou dit geweet het, sodat sy dit by jou daai hele stelling wat gemaak is, so jy weer verbygegaan het. Dis die eerste ding. Tweede plek is, as jou saak met die Here reg was, sodat jy nie geplaag het. Want as jy gekom het, was jy gereed. Die derde plek. Hoekom was die paniek daar? Want as jy die woord van God ken, behoort jy te weet dat hy gesê het, in die laaste dae sal julle sulke tipe valse storieetjies en dingetjies hoor. In die eerste plek het daai reaksie vir my gesê, mense ken nie die woord van God. Mense is nie gereed nie. En mense rig hulle oë op mense se opinie en nie op God nie. En die woord sê, vervulde mense het vlees se aanval terwyl sy hart van die Here afwyk. As jou oë op God gerig was in daardie tyd, sou 'n mens se woorde en sy uitlate jou nie gered het. Want jy sou jou oë op God gerig hou het. So dis die 3 rooi vlae wat vir my gewapper het in daardie tyd. Nie die ou wat gesê het, ja, soos ek verstaan my asseblief, ek keer dit nie goed nie, ek kies nie sy kant nie, wat ek sê is die volgende. Dis 'n saak tussen hom en God. Maar dit wat my bekommerd gemaak het, is die volgende. Die feit, die paniek, en dit sê vir my mense is nie gereed nie. Tweedens, mense ken nie die woord nie. Dus as jy die woord van God ken, sal jy weet wat die waarheid is. En derde plek, mense se oë is op mense gerig, en nie op God nie. As Christus jou lig in hierdie wêreld is, sal jy nie in daardie kategorie val nie. Jy sal weet wat die waarheid is, want die lig openbaar die waarheid. Jy sal weet dat jy jou oë op God gehou het, dat jy jou oë op God gerig het, want as daar lig is dit moeilik om te fokus op die donker. In die derde plek, as Christus die lig in jou lewe is, en jy hou vas in daardie lig, met alles in jou, en jy hou vas in daardie wynstok, en hy is die brood van jou lewe, dan is jou saak reg. Het jy nie bekommer, het jy nodig om te vrees en bekommer te wees, oor die dag wat jy jaas my is, of die dag wat die Here kom, om sy kerk nie vir jou te behaal. Christus sê, ek is die lig van die wêreld. Die my volk sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. As jy die lig van die lewe het, sal dit vir jou maklik wees om valse leerstellings uit te neem. As jy die lig van die lewe het, sal jy nie paniek bevange raak oor dit wat in die wêreld daar buite aangaan nie. As jy die lig van die lewe het, is jou oë gefokus juis op daardie lig, nie op die duisternis rondom jou nie. Want dit is my baie ironies, dat kinders van die Here, mense wat sê, ek het die Here lief, en ek is 'n kind van die Here, dat hulle so paniek bevange en angs bevange is oor dit wat rondom hulle aangaan in die wêreld daar buite, dat ek wonder waar hulle oë gerig is. En of hulle meer fokus op die duisternis, as op die lig fokus. So waar is jou fokus? Op die duisternis of op die lig? Ek wil vir jou vra, as jy in jou huis 'n lig aanskakel en jy gaan sit buitekant in die donker, nadat jy die lig aangeskakel het, want jy verkies die donker, hoekom betaal jy krag?
Hoekom betaal jy krag? Hoekom mors jy jou geld op elektrisiteit? Jy gaan mos nie, as jy in 'n vertrek instap, sit jy 'n lig aan en jy sit in die vertrek waar daar lig is. Jy stap nie in die vertrek en sit die lig aan, stap uit die vertrek en sit in die donker nie. Dit maak nie sin nie. Dit maak nie sin nie. Ek wonder oor mense wat dit sal my baie bekommerd maak. Jy doen nie dit nie. As jy die lig van Christus in jou lewe het, dan fokus jy op die lig nie is waar die lig is. Maar jy draai nie jou rug op die lig en fokus op die donker nie. Christus sê, ek is die lig van die wêreld. Kom ons hou ons oor die lig van die wêreld. Hy sê, maak nie saak wat aangaan daar buitekant nie. Hy is steeds beheer. Van my in jou lewe is hy steeds beheer. Daar's 'n rede hoekom die Here vir ons gewaarsku oor dinge wat gaan gebeur in die laaste tyd. Is sodat ons kan weet en ons kan hierdie goed uitken as deel van die duisternis. Maar dit is nie sodat ons fokus geheel en al op dit moet wees. Hy sê dit vir ons, om vir ons te sê, hierdie gaan gebeur. Maar dit is nie waar jou fokus lê nie. Jou fokus lê op Christus, wat die lig van die wêreld is. Ek gaan volgende hierso afsluit. Daar is nog so 4 stellings waar ons volgende week gaan gesels. Moenie dit volgende week mis nie. Ons gaan volgende week gesels oor die ander 4 ek is stellings. Ons gaan so 'n bietjie dieper oor dit gaan gesels. So wat het ons vanoggend geleer? Ek is die ware wynstok. Wat sê dit vir ons? Ek moet in Christus bly, sodat ek kan vrug dra. Want 'n boom wat nie vrug dra nie, word uitgekap en word in die vuur gegooi. Deel van my lewe reg kry en reg hou, is om in Christus te bly, in die wynstok te bly en vrug te dra. Dis nommer 1. Nommer 2, Christus sê, ek is die brood van die lewe. Christus moet vir jou stapelvoedsel wees. As jy vir Christus het, jy meer as genoeg. As jy die brood van die lewe het, jy niks anders nodig nie. Dan is jy fine. Maak seker, wanneer jy jou lysie opstel, wanneer jy oggend jou oë oopmaak, die eerste ding wat jy doen, maak seker, die brood van die lewe is heel bo in jou prioriteitslys. Nommer 3, ek is die lig van die wêreld. In 'n donker wêreld, maak seker, jy het die lig van die lewe. Jy het die lig van die wêreld in jou lewe. En as jy daai lig van die wêreld in jou lewe het, sal jy nie daardie 3 rooi vlagkategorieë val, wat ek net nou genoem het nie. Sal jy nie bekommerd wees oor wat daar buite wil aangaan nie, want jy weet waar jy van. Sal jy nie angsbevange wees nie, want jy weet waar jy is. Sal jy nie val bedwaal lewe nie, want jy weet wat die waarheid is. Lig en donker kan nie op dieselfde tyd, op dieselfde plek bestaan nie. Dis lig of is donker, maar die twee staan dag en nag 180 grade in kontras met mekaar. Dis lig of is donker, maar dis nie lig of donker. So is jou wêreld lig of is jou wêreld donker? Het jy die duisternis van die wêreld in jou lewe of het jy die lig van die wêreld in jou lewe? Hoe lyk jou lewe volgende? En as jy die lig van die wêreld in jou lewe het, is jy fokus op die lig of is jy fokus op die duisternis? Vanoggend net tot sover. Kom ons sit net so ons sluit dit so oop. Dank Here dat ons vanoggend in U huis met mekaar kan kom. Here, dankie dat ons vanoggend hierdie 3 stellings wat ons vanoggend oor gesels